Liewe Here, magtige God, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan staan. Dankie dat U 'n belofte gemaak het vir ons, en dit is dat waar een of meer in die naam vergader, U sal daar wees. Dankie dat U reeds hier is. Dankie dat ons kan uitsien na hierdie tyd met U. Mag die Heilige Gees nou op elkeen van ons neerdal, mag ons hoor wat U vir ons sê, asseblief, liewe Heer. In Jesus naam met danksegging oor en oor. Amen. Ek het die voorreg om by mense se huise te gaan kuier. En dan sien mens soms, ek het nog nie so ietsie gesien by die gemeente nie, by hierdie gemeente nie, maar ek het so ietsie gesien by familie. Julle dalk het julle ook so ietsie al gewaar. Dan kom ek by 'n oom van my. Hy het 'n stok, die eerste keer toe ek was vir my te interessant geweest. Dit is 'n lang stok met 'n ketting. En dan is daar so 'n notaatjie wat geskryf is, sommer so met 'n koutjiepen op die palissade wat sê gebruik hierdie stok om die knoppie te druk. En dan vat hy die en dan gaan hy so deur die hek en druk dit soontoe. En dan sê ek dis 'n interessante oplossing vir daai probleem. Wat's die probleem? Mense se arms is te kort om by daai ding uit te kom. En hy gaan nie die knoppie buitekant sit nie, so jy moet 2 en 2 bymekaar sit en dan druk nou daai ding. En dis 'n eenvoudige, onskadelike oplossing vir 'n probleem. Maar ek was een keer met 'n hospitaalbesoek betrokke by 'n hospitaalbesoek in Bloemfontein. En ek weet iemand gaan vir my sê, Werner, dit is nie jou distrik nie, wat maak jy daar? Lang storie. Dis nie die punt nie. Die punt is dat ek kom hier so ingestap by Mediclinic Bloemfontein. Ek weet nie wie van u was al daar gewees nie. Daar's 'n paar hande. Okay, goed. Nou, oom Toby, Sasa, julle sal nou weet, as mense instap in dit, daar's ietsie wat treffend is, daar's 'n trappe wat so loop na bo in die middel van dit. Groot stel trappe, en van 'n argitek se perspektief, dan kan ek verstaan van hoekom hulle dit so gedoen het. Dit lyk nie soos 'n doolhof nie, dit is lekker oop, met die groot skag wat so in die middel afgaan, lig kan beweeg, lug kan beweeg, en toe ek opstap, toe sien ek ietsie wat vir my interessant was. Elke tweede verdieping is daar 'n net wat gespan is. En nou praat ek, as ek sê van net, dan is dit nie net ietsie wat daar is vir die mooi nie. Dis tou wat so dik is soos my duim, met sulke groot boute wat in die muur vasgesit is. Nie 4 van hulle net op 'n hoek nie. Nou praat ek hier dis 8 boute aan 'n kant van die. Daar's baie yster wat daai baie tou gaan vashou. En toe terwyl ek die tyd beskikbaar gehad het, toe gaan vra ek vir die een persoon wat daar is. Sê gou vir my, was hierdie gebou, hierdie net wat hier so buitekant is dit daar vir 'n spesifieke rede? Toe sê hulle, ja. Toe vra ek vir hulle, was dit geïnstalleer voor of na die insident? Toe sê hulle, na die tyd. En toe dink ek, hoe verskriklik moes dit nie gewees het nie. Iemand wat nuus gekry het, wat hulle nie graag wou gehad het nie, en hulle kies 'n oplossing, wat iets verskrikliks is. Julle volg wat ek sê. 2 en 2. Nou daai maak mens kan sien hier, daar's 'n oplossing, hierdie net wat hier ingesit is. Okay, wat is die probleem? Okay. Maar daar moes 'n probleem gewees het by daai persoon om te dink dat is 'n oplossing. Om daai gedagte eintlik te moet hê. Hoe erg moes daai probleem nie vir 'n persoon gewees het om op daai manier te sê, dis nou so ver en nie verder nie. En dis vir my interessant om te sien die afgelope tyd, die 'n reaksie op 'n sekere probleem. Kom ons wees eerlik, Suid-Afrika het 'n reeks van probleme. Daar is min krag. Daar is min polisie. Daar is min min polisie, min werk, min geld, en min geleenthede, maar daar is 'n baie groot hoeveelheid wetgewing wat jou aan bande lê. Daar's 'n baie groot hoeveelheid korrupsie. Daar's 'n baie groot hoeveelheid van misdadigers. Nie waar nie? Groot uitdagings
Min geleenthede, dis die probleem. Dis ten minste soos wat sommige mense daarna kyk. Ek sê nie hierdie is almal se beskouing nie, ek sê dit is 'n beskouing. En toe sien ek die oplossing wat mense gekies het vir hierdie. En u mag bewus wees van hierdie. Dat daar het vroeër hierdie jaar was daar 'n aankondiging deur die Amerikaanse president wat gesê het dat daar is voorkeur vlugtelingstatus wat verleen word aan die Afrikaner volk. En mense het gestroom om hulle visum aansoeke te gaan indien. Ek ken vir iemand wat eintlik 'n legitieme werk het. Hulle het klaar werk in Amerika. Hulle is nie 'n vlugteling nie, hulle werk daarso en hulle wil net weer visum aansoeke gaan doen. Routine visum aansoeke is heeltemal uitgestamp. Dit is uitgestel met ek soveelheid weke as gevolg van die vloedgolf van mense wat skielik sê ek's 'n vlugteling, ek wil gaan. Dit is die oplossing wat hulle het vir die probleem wat hulle nou mee sit. Okay, ek gaan nou baie vinnig ietsie sê. Hoor mooi wat ek nou sê. Hoor mooi. Daar's niks verkeerd daarmee om Amerika toe te gaan nie. Okay? Daar's niks verkeerd daarmee met Amerika as 'n land. Baie mooi plek, jy weet vrugbare grond in sommige plekke, pragtige berge en dis meer. Daar's niks verkeerd met Amerikaners as mense nie. En daar's niks verkeerd met 'n persoon wat werk het in Amerika nie. Ek is almal met my. En almal met my. Maar wanneer ek aansoek doen om vlugtelingstatus, dan is daar 'n vraag. Want nou het dit is die oplossing wat ek gee vir die probleme wat ek hier het. As deel van daai oplossing, dan moet ek aanvaar, ek kom nie terug Suid-Afrika toe nie vir 'n begrafnis nie vir 'n troue nie vir niks nie, nooit. Jy kom nie terug nie. Nommer 2, jy reis nie soontoe met jou huisraad nie. Dit wat jy het, bly hier en jy gaan op jou eie met 'n rugsak op jou rug. Dis nie 'n treklorry wat jy saam met jou vat nie. Die ander gedeelte wat saam met daai ding gaan is, ek dink dat om jou geld uit die land uit te kry is bietjie van 'n uitdaging. Saam met dit moenie dink dat jou kwalifikasie wat jy het gaan vir jou noodwendigerwys ietsie beteken as jy daar is nie. Jy bly waar hulle sê jy moet bly en jy werk waar hulle sê jy moet werk. Al hierdie is deel van die vergelyking. So as mens daai oplossing kies, dan net vanuit 'n praktiese perspektief is daar 'n paar vraagstukke wat mense het. En sommige mense is bereid om daai te doen. Die oplossing, die probleem is van sodanige aard, dit is die oplossing wat hulle sien en hulle is gelukkig daarmee. En as iemand so voel, geen probleem. Daar is egter 'n ander aspek wat in ag geneem moet word. Daar's 'n klein vers in die Bybel, Hosea 4 vers 6, wat sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En daar is kennis wat daar beskikbaar is in die woord wat hy vir ons gee ten opsigte van sake soos hierdie. Toe die disippels gehoor het van Jesus dat die tempel wat hulle op staat maak, hierdie tempel dink hulle net gaan staan vir altyd, dan hoor hulle daar dat die ding gaan heeltemal afgebreek word, maar bly niks daarvan oor nie. Het hulle onmiddellik gespring tot wat is die teken van die einde? Matteus 24. Het Jesus vir hulle gesê, pas op dat julle nie mislei word nie. En ons wat hier sit moet verstaan dat ons is betrokke in 'n groot stryd. Daar is 'n groot stryd aan die gang. Die vyand het gekom net om te steel en te slag en te verwoes. Dit is sy vizier wat op ons is. Daar was 'n Chinese filosoof en strateeg met die naam van Sun Tzu. En nie Sun Tzu nie, maar Sun Tzu. En hy het op 'n stadium die kommentaar gemaak dat alle forme van 'n oorlogvoering is misleiding. Dit is altyd deel van dit. En Jesus sê, pas op dat julle nie mislei word nie. Hy sê ook, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, maar hy het ietsie anderster ook gesê. Hy het gesê, dat hy het reeds dit wat hy gaan uitvoer, vertel vir sy dienaars die profete. Amos 3 vers 7. Die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy dienaars die profete bekend gemaak het nie.
So wat het Jesus vir ons bekend gemaak ten opsigte van die einde van tyd? U mag baie van dit ken wat ek nou vir u sê. Maar selfs vir diegene wat hierdie agtergrond ken, daar's dus 'n punt waarheen ons op pad is, en bly saam met my tot daar. So ons gaan nou taamlik baie verse gaan ons deurwerk, en as ek op enige stadium te vinnig gaan oor ietsie, julle weet waar om vir my te kry na die diens, kontak vir my en dan praat ons daaroor. Maar Jesus het nadat hy gesê het, pas op dat julle nie mislei word nie, het hy gepraat van Daniël, spesifieke verwysing na Daniël, en in Daniël 2 sien ons wat gebeur. Daniël 2, kom saam met my soontoe. Nebukadnesar het 'n verskriklike droom gehad. Hy kan nie slaap daai nag nie. Hy word die volgende oggend wakker en hy is so ontsteld oor hierdie, maar hy kan nie mooi onthou van wat gebeur het nie, en hy roep sy beste, hy roep sy slimste, hy roep sy mees ingeligte, die dode besweerders, die waarsêers, die wyse manne, die galdeers. En hy sê vir hulle, hoor, sê vir my van wat het ek gedroom en sê vir my wat dit beteken. En hulle sê vir hom ietsie wat baie treffend is. Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou te kenne kan gee nie. Daniël 2 vers 10. Niemand kan vir jou sê wat jy wil hê nie, o koning. Niemand kan dit doen nie. Niemand het ooit dit van ons gevra nie, en dit gaan ook nie nou gebeur nie. Want dit wat jy vra, al wat dit te kenne kan gee, is die gode, wie se woning nie by die vlees is nie. Daniël 2:11. Hulle sê, God is nie met ons nie. Hulle sê, ons is eintlik besig om hierdie, nee. En Daniël kom en hy sê, die geheim 2:27, die geheim waarna die koning vra kan die wyse manne, die besweerdes, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is daai wonderlike woord. Hierdie ouens kan nie vir jou sê nie, jy gaan nie inligting hier kan kry nie. Daar's niks hulp wat daar beskikbaar is nie. Nebukadnesar vra vir homself dan die vraag af, maar waar is daar dan 'n oplossing vir my probleem? My probleem staan nog steeds. En Daniël sê vir hom, maar, moenie net bly by dit nie, maar, daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadnesar bekend gemaak, wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die droom in die gesigte van die hoof op die bed was dit, en hy vertel vir hom van die beeld, met die kop van goud, en die bors, en die arms van silwer, en die heupe van brons, die bene van yster, en die voete van yster en klei. En hy verduidelik dit elkeen van hierdie is 'n opeenvolgende koninkryke. Dit weet ons, en hy sien, die laaste koninkryk, is 'n verskriklike koninkryk, vers 41, 40, hy sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergruis, sal dit alles fyn stamp en vergruis, en na dit dan praat hy van 'n verdeelde koninkryk. Nou spring ons na Daniël 7. Daai koninkryk het hulle probeer om mekaar vas te laat kleef. Ek gaan nou net stop op hierdie vir 'n sekere punt. Daar was 'n man op die stadium in die geskiedenis met naam van Arthur Maxwell, en julle ken miskien vir hom. Hy het sulke kinderverhale geskryf, sulke rooi boeke wat baie van ons het in ons boekrak. En Arthur Maxwell was ook die uitgewer van 'n sekere tydskrif genaamd Die Tekens van die Tye tydens die Tweede Wêreldoorlog. En hy het gesê, ek gaan nie staat maak op die kennis van vandag van alles wat beskikbaar is, wat daar so sê dat goeieste Hitler gaan die wêreld oorneem nie. Hy het die beeld van Daniël 2 het op die voorblad van die Tekens van die Tye tydskrif gesit en gesê, die Nazi weermag sal nie slaag om Europa te verenig nie, dit sal val. Ek staan op die woord van God. En mense het gesê, wow, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie so maak nie. Hy het gesê, ek maak staat op die woord van God. En hy was reg. Hy het die moed en die durf gehad om stroom op te gaan om dit te kan sê. Daniël het ook die moed gehad om stroom op te gaan teen daai ander ouens en sê, die ouens gaan vir jou niks kan help nie. Koning, hulle lyk blink, maar dis onderstink. Dit gaan niks werk nie. Daniël 7 gaan hierdie boodskap verder. En Daniël sien in 7, ek lees in 7:23, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit vertrap en verbrysel. Ons het nou net gehoor van die ysterbene, wat alles sal vertrap en vergruis. So dit staan in parallel met mekaar. Dit wat hy sien in Daniël 7 was 'n leeu, en daarna toe was dit 'n beer opgehewe aan die een kant, en toe was dit 'n luiperd, en toe was dit hierdie vreeslike dier wat alles net vernietig.
En ek spring nou oor al die fynere detail van daai, om te kom by hierdie spesifieke punt, en hy sê, hierdie 4de koninkryk sal verskil van al die koninkryke, heeltemal anders. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, 'n ander een sal na hulle opstaan. Hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hand oorgegee word te gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Nou, as ons deur hierdie ding gaan, dis 'n dik gedetailleerde profesie hierdie. Daar's baie verskillende eienskappe wat alles moet wys op een groepering, op ietsie. So dit kom op na die ander. Dis die een. Dit is nie deel van die Babyloniese, Medo-Persiese of die Griekse, dis nie Romeinse ryk. Dan kom die uit. Daar's ons 10 konings en uit hulle gaan daar een opstaan. Daar was 10 nasies gewees wat Europa gemaak het. Die Swavi wat vandag die Portugese is, die Visigote wat vandag die Spanjaarde is, die Anglo-Sakse wat die Engelse is, Anglo-Saxon, die Alemani wat die Duitsers is. Vra vir 'n Fransman, wat noem hy daai land net aan sy ooste kant, en hy sal sê Alemanje. Dis dieselfde ding. Die Franke is die Franse, die Burgondiërs is die Switsers, die Lombardi, en dan was daar ander nasies wat dit nie gemaak het nie, die Vandale, die Heruli en die Oosgote, en hulle is uitgeroei. Dis die 3 konings wat geval het voor hierdie ander koning wat opgestaan het. En wanneer dit plaasgevind, in die jaar 538 na Christus, toe het Belisarius, generaal, gekom, en hy het op instruksie van keiser Justinianus gesê dat jy, sy naam was Silverus, jy gaan die nuwe paus wees. En daai is dan die hele proses wat begin het op daai stadium. Hy is heeltemal anders as die res. Hoe is hy heeltemal anders as die res? Ek spring nou 'n tyd vorentoe. Op die 11de Februarie 1929 is daar 'n dokument wat onderteken is deur Benito Mussolini, koning Victor Emmanuel van Italië en Paus Pius die 11de. En daai is die Lateraanse verdrag, en hulle het gesê dat hierdie stuk grond is nou gegee vir die Vatikaan. Voor daai, vir 'n lang stuk, vir baie jare, was die paus verjaag, en hy was in ballingskap. Maar nou word dit spesiaal vir hom gegee. Dis die enigste koninkryk, dis die enigste nasie op aarde, want die Vatikaan is 'n land in sy eie reg. Dis die enigste persoon, die paus, wat die hoof is van 'n land sowel as 'n kerk. Hy's heeltemal anderster as die res wat vooraf gegaan het. So ons het die 10 horings, die verskillende nasies. Ons het die 3 wat geval het. Ons het dat dit na die ander koninkryke is. Nou het ons die vraag van waar het hy woorde gespreek teen die Allerhoogste. Dis die mees skokkende stellings wat gemaak is. Die persoon se naam, ek vergeet nou wat die persoon, wat hierdie spreker se naam was, maar hy het geskryf oor die paus, dat die mag van die Romeinse priester is gelykstaande aan die van God, want die krag wat nodig is vir hom om Christus te herskep in die broodjie, wat hulle gee vir die mis, is gelykstaande aan die mag wat nodig is om die wêreld te skep. En ek sê vir hom, eerstens, wow, my ou, daar is op soveel vlakke is hierdie verkeerd. Hulle maak die stelling dat hulle self op aarde sonde kan vergewe. Die pause het op hulle eie dokumente, dan sê hulle is dat ons neem op hierdie aarde die plek in van God Almagtig. Dis wat hulle sê. Nie net dit nie, hulle die wet verander. As dit sê daar, hulle probeer om tye en wet te verander. Hulle is baie trots daarop om te sê is dat Sondag is hulle idee en dat hulle het gesê nee, jy hou nie Sabbatdag nie, jy hou Sondag, jy hou die eerste dag van die week. En jy weet almal hierdie goeters ook, is dat die tweede gebod wat sê jy mag nie voor beelde buig nie, dis weg. Dis nie daar nie. En wat hulle gedoen het is die 10de gebod is in 2 verdeel. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, is die 9de gebod, nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, is die 10de gebod. 10 gebooie, maar daai een het hulle rustig gaan staan en uithaal. Daar is net
een moontheid. Daar is net een kandidaat ooit om te kan voldoen aan al die vereistes van Daniël 7. En dit is die Romeinse kerk. Dit is die Romeinse kerk. Hierdie kan ek nou nie onthou hoe om al hierdie te sê nie. Maar ek lees dit gou hierso vanuit wat Charles Spurgeon gesê het. Dit is die plig van elke Christen om te bid teen anti-kris. En wat die anti-kris is, moet geen regdenkende mens ooit die vraag vra nie. As dit nie die paus in die kerk van Rome is nie, is daar niks in die wêreld wat daarvolgens genoem kan word nie. Ek het vergeet om ietsie te noem, ekskuus. Ek was in Daniël 7 gewees, en ons het gepraat oor al die verskillende eienskappe, nog nie maar die skerp kant daarvan nie. Hy sal die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Daar word geskat dat daar is seker omtrent 2 miljoen mense wat hulle self geskaar het by die woord van God en hulle het hulle self as die Albigense was hulle bekend. Daar's nie een van hulle wat oorgebly het nie. Onder die paus Innocent die 3de, onder paus Gregorius, as ek reg onthou die 9de, hulle het hulle net uitgeroei, almal van hulle. Dit hang af van wie jy lees, maar die skatting is enigiets tussen 40 en 68 miljoen mense wat gedood is, suiwer omdat hulle gesê het, ek staan by die woord van God en ek buig nie voor die paus nie. Ek sal nie. Die woord en die woord alleen. 68 miljoen wat dood is. Dis amper meer as wat Stalin doodgemaak het in die tyd van die kommunis. En ek meen, niemand is so erg so Stalin nie. Dis nou al 'n bekende kommentaar. Die Russe is bekend daarvoor dat hulle sê dat Hitler was 'n klein diktator in die tyd van Josef Stalin. Hy was 'n beselagtige diktator in die tyd van dit. En julle weet van wat Hitler als gedoen het. Hitler, Stalin, die Katolieke Kerk. So ons weet van wat Daniël 2 vir ons sê, ons weet wat Daniël 7 vir ons sê. Maar nou het ons gesien dat in Daniël 7, Daniël kyk daarna in 'n sekere veel, ek het vergeet om te gesê van die tydaspek, van die jaar 538 na Christus, wanneer die paus aangestel was onder Codex Justinianus. Let wel, 'n keiser stel 'n individu aan om die hoof te wees van 'n kerk. 1260 jaar later, na die middeleeue, presies volgens die tyd van die profesie, het 'n ander keiser, in die geval, dan was dit Napoleon, het sy generaal Berthier instruksie gegee om van die paus ontslae te raak, en hy is ontsetel. Deur 'n aardse krag het hy sy gesag gegee, en hy gesag het gehou vir presies die tydperk wat die Bybel van praat, en dan word dit weggeneem. In die 1260 dae of jaar kry ons uit Numeri wat jy wel weet, is dat die Here het gesê, ek lê vir jou 'n dag vir 'n jaar op. Profeties, dag is gelyk aan 'n jaar. Elke laaste eienskap van die pas by mekaar. En Daniël het gesien, eerstens daar was 'n leeu, en toe sien hy daar was 'n beer, en toe sien hy daar was 'n luiperd, en toe was daar hierdie verskriklike gedierte. En dan gaan ons al die pad oor na Openbaring 13. En in Openbaring 13 sien ons die volgende: ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 kroon, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd. Sy pote is die van 'n beer, sy bek is die van 'n leeu. So dis dan net in die teenoorgestelde rigting. Verskriklike gedierte, luiperd, beer, leeu. Dis dieselfde beskouing van verskillende kante af in tyd wat hulle sien. Dit praat van dieselfde ding. Dit is hoe profesie werk. Daar's spieelbeelde wat gebruik word en dit word herhaal sodat ons as mense is, dit kan hoor en daaraan 'n gevolg gee. En dit sê verder, hy het sy naam oopgemaak, vers 6, om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. Aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Die vers 5 net voor, daai praat van die 42 maande. 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae, dis dieselfde. Die vervolging van mense, die laster teen God, dis dieselfde.
En elke hervormer het die vinger uitgewys, het gesê, het die vinger uitgesteek na die paus en gesê, hierdie is die pausdom, nie die individu nie, maar die instansie daarvan. Weereens, soos wat ek vroeër gesê het, daar is geen probleem met 'n Amerikaner nie, vir die mense wat soontoe wil gaan. Daar is ook geen probleem met 'n katoliek, die persoon, maar die katolieke stelsel is die probleem. Dit wat geglo word, is dan die probleem. Maar hierdie profesie gaan verder. Het die Here vir ons gesê dat hy niks gebeur, tensy hy nie sy raadsbesluit aan sy dienaars die profete vertel nie? Hy het gesê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, daarom gee ek vir hulle hierdie kennis. Ek sê dit vir hulle, dat hulle dit kan weet. Openbaring 13 vers 11, uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. So daar's 'n ander koninkryk wat opstaan. Waar kom hy uit? Uit die water uit? Nee, uit die aarde. Openbaring 17 sê vir ons baie duidelik dat die see wat gesien was, is nasies en menigtes en volke en tale. Soos 'n groot mengsel van mense wat daar is. En hy sê, nie uit daar uit nie, uit die aarde. Dit wil sê uit 'n onbewoonde plek. Nadat daai dier opgestaan het, nadat die dodelike wond wat hy ontvang het, genees is, ek het genoem van die Lateraanse verdrag, toe daai dodelike wond genees is daar 'n ander dier wat opstaan. En watter nasie het opgestaan uit 'n onbewoonde plek na 1798? Is net een wat kwalifiseer, en dit is die Verenigde State van Amerika. Hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam. Wat was die 2 horings? Dis die 2 gedeeltes van waarop hy heerskappy daar so binne gevoer word. En sommige mense sê daar is die 2 huise van die parlement, maar is baie ouens wat dit het. Maar hulle spesifiek, hulle was protestant en hulle was 'n republiek. Dis nie 'n koninkryk nie. Daar's nie, die mense word ingestem om as die president te wees. Republikeins, of nie republikeins as sodanig, maar 'n republiek en protestant. Maar hy het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Dit wil sê, volgens dit wat die skrif sê, die een wat gaan maak, die nasie wat gaan maak, of die entiteit, wat gaan maak dat mense die knie moet buig voor die eerste dier, die pausdom, de facto die draak van waar hy sy mag gekry het. Dit is die Verenigde State van Amerika. Dis net wat die skrif sê. Dis net so eenvoudig soos dit. Dis nie spekulatief nie, dit is nie duimsuig nie, die woord wys dit vir ons uit. Nou die vraag wat ek het, hier is die vraag wat ek het, op watter wyse word hierdie afgedwing? Dit is hom gegee om 'n gees in die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Vers 16 van Openbaring 13. Hy maak dat aan almal, klein en groot, die rykes en die armes, die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word. Ek gaan net stop op daai punt. Wat beteken as 'n merk op my voorkop is? Dit verwys na hoe ek dink, en 'n merk op my hand, my regterhand, is hoe ek handel. Die Bybel is vol van simboliek van dat handeling gaan saam met jou regterhand. En Deuteronomium 6 vers 8, dit in elk geval dan die Israeliete baie duidelike instruksie gegee dat die wet van God in hulle voorhof moet wees en ook op hulle hand. Hoe hulle dink en hoe hulle doen. Maar nou gaan daar gesê word, nee, soos wat mense dink en doen, gaan gedryf word deur die dier wat uit die aarde opkom. Op grond van wat? Rand en sent. Hy maak dat in almal klein en groot, die rykes en die armes, merk op hulle regterhand of hulle voorhoof gegee gaan word, soos wat daar 'n anti-Christus is hierdie 'n merk wat teen Christus, teen God is. Nie dink en doen soos God wil hê nie, dink en doen soos hy wil hê, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Op ekonomiese grond dan word hierdie druk toegepas. Wie het gesien die laaste tyd hoe
die markte, die hele wêreld vol, die harnas ingejaag is. Dis miskien die verkeerde woord om die verkeerde frase. Die skrik op die lyf gejaag is deur die Amerikaanse president wat sê ons gaan nou dit en jy gaan nou soveel en jy gaan 30% en jy gaan 87 en jy gaan sommer 145% 'n tarief gaan nie betaal. En die hele wêreld is besig om goeieste die verslaggewers in die ekonomiese forums het nog nooit geleentheid gehad om so baie oor 'n ding te skryf soos dis net fantasties en spekulasie oor wat als gaan gebeur. Maar die punt is, mense word rondgejaag op grond van wat hulle kan koop en verkoop. Daai is die werkswyse van wat plaasgevind en wat weer gaan plaasvind. Okay, Werner, so wat is jou punt? Jy het nou vir ons al hierdie goeders vertel van Daniël 2 en Daniël 7 en Openbaring 13, maar aansien eintlik nie van hoe hierdie relevant is nie. Ek hoop jy sien van hoe dit relevant is, maar net nou nie. Openbaring 12. Daar is 'n groot teken wat in die hemel verskyn het. Is 'n vrou wat met die son bekleed was. Die maan was onder haar voete, op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Dit verwys na die ware kerk van Christus. Die mense, en nie my lidmaatskap is hier, daarom is ek in. Glad nie dit nie. Die mense wat leef volgens al die kennis wat hulle het. Alles wat hulle gesien het in die Bybel, dan sê hulle, goed, ek gaan dit so doen. Die ware kerk, ek volg vir Jesus. Dit is die wat die gebooie van God hou en die getuienis van Christus het. Hulle. Openbaring 12 vers 17, dan sê dit, die draak was vertorend op die vrou. Die vyand, die duiwel, maak jag op die kinders van God, diegene wat gelei word volgens sy gees. Romeine 8 vers 14 is reg onthou, as jy gelei word deur die gees van God, dan is jy 'n kind van God. Nie gelei word op grond van ietsie anders nie. Nie gelei word op grond van vrees nie. Nie gelei word op grond daarvan omdat die regering gesê doen sus of so nie. Nee, gelei deur die gees van God, dan is ek 'n kind van God. En as ek gelei word deur die kind van as ek gelei word deur die gees van God en ek is 'n kind van God, gaan ek op jag gemaak word. Die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teenoor ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus hou. As ons vir Jesus gaan volg, dan gaan ons vervolg word. Op een of ander stadium van die geveg. As ek nog nooit standpunt ingeneem het, so sterk, dat mense sal sê, ek wil eintlik nie meer met jou vriend wees nie. Ek gaan nie meer met jou gaan saam staan nie, dan weet ek nie of ek sterk genoeg standpunt ingeneem het nie. Miskien nie op die regte forum nie. Ek moet dit meer doen. Ek moet uitgesproke wees ten opsigte van dit. En die geleentheid sal gegee word vir elkeen op een of ander stadium van die wedstryd om te sê, nee meneer, jy wat hier so aankom hier so met jou pak en jou klipbord en kyk wat hier so wat sê die wet, dan gaan ek sê, nee, ek sal nie, want God het anders gesê. Daar is vervolging wat sal kom vir mense soos dit, maar prys die Here vir daai vervolging. Prys die Here daarvoor, want die Here het self gesê dat as ons vervolg word, dan gaan ons deel hê van die loon by hom. Dit is dan prysenswaardig. As ek net die hele tyd probeer om veilig te bly, wat dan? Wat dan? As ek besig is om dan te hardloop agter 'n tydelike oplossing hier, maar ek verbeur die ewige, wat dan? Nou ek spring oor, ek moet nou net gou 'n treukie terugkom. Wat beteken hierdie wat ek nou net gesê het oor die hoogs polities, en ek erken dat dit so is, die hoogs polities gelaaide atmosfeer van die gedagte dat daar vlugtelingstatus gegee is vir Afrikaners en hulle kan Amerika toe gaan en mense wat soontoe wil stroom. Wat nou van dit? Wat is die implikasie? Ek gaan 'n paar dinge sê. Die eerste een, ek praat met van my vriende wat nie Afrikaners is nie. En julle weet wat hulle sê. Hulle sê hulle is kwaad. Hulle sê dat hulle is miskien net so 'n klein bietjie kwaad, maar hulle maas en hulle oumas en oupas, hoor nou mooi wat ek sê, wat deur alles gegaan het wat in Suid-Afrika plaasgevind het, en nooit was daar 'n geleentheid vir hulle om vlugtelingstatus te kry nie. Hulle is kwaad. Ek het dit uit die perd se bek het ek het gehoor.
So wat het gebeur aan die hand van hierdie wetgewing wat in Amerika plaasgevind het? Wat gebeur toe hulle gesê het, julle kan kom, sommer so. Dit het hier in Suid-Afrika rassespanning het dit veroorsaak. En dit polariseer mense. Die mense wat andersins broers en susters in dieselfde kerk sou wees, is nou agterdogtig en is dalk kwaad vir mekaar. Maar die Openbaring is baie duidelik daarso, dat daar sal mense wees van elke stam, taal, volk en nasie in die hemel. Matteus 28, het die Here vir ons die instruksie gegee, gaan na elke stam, taal, volk en nasie, onder die son, en gaan vertel vir hulle hierdie goeie boodskap. Die verlossing is vir almal. Maar nou, terwyl die mense wat weet daar is verlossing vir almal, is daar agterdog en daar is bekleierheid tussen volkegroepe. Is hierdie van die Here? Ek's nou nie heeltemal so seker nie. Ek's nie so seker. Is daar vir sommige mense geleentheid, ek sê hierdie weer as 'n vrywaring, as 'n skadeloosstelling, of hoe ook al mense dit nou sal sê, daar's mense wat die geleentheid het om Amerika toe te gaan, vir werk, vir wat dit ook al mag wees, gaan in vrede. Gaan in vrede, gaan waar die Here vir u lei. Gaan soos wat u gewete vir u lei. Gaan soos wat die woord van God vir u lei. Maar moet asseblief nie u self dan net so laat val in die arms, in die staat wat juis geïdentifiseer is as die dier van Openbaring 13. So die titel van vandag se preek is, as Amerika die antwoord is, wat is die vraag? As Amerika die antwoord is, die vraag is verseker nie land van melk en honing. Die antwoord op die vraag is verseker nie, waar moet ek gaan dat my kinders 'n beter lewe kan hê? Die antwoord is nie dit nie. Wie sê dit soontoe? Dit kan enige plek wees. Die Here kan nie enige plek toe laat gaan en dit kan 'n goeie lewe wees vir u en vir die kinders. Enige plek. Hier, put sonder water, Kaapstad, Pieter, Polokwane, Nelspruit, noem dit op, Botswana, Sierra Leone, die middel van Saudi-Arabië, Qatar, enige plek, dan sal God vir u bevestig. Sal hy vir u laat gedei en floreer. Die enigste antwoord wat ek kan sê, wat baie duidelik is, as Amerika die antwoord is, wat is die vraag? Die vraag is, wie is die mag wat die merk van die dier sal afdwing? Wie is die dier uit Openbaring 13? Dit is die Verenigde State van Amerika. Dis eenvoudig soos dit. Ons moet kies in wie se arms ons wil val. En ek verseker, ek wat hier staan, gaan nie myself oorgee in die regering van Amerika se hande, aan hulle staatsdiens en sê, sal jy my help asseblief? Daar's nie 'n manier nie. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, as wat die Here sê, mag dit so wees dat ons daai kennis kan gebruik. En nou kom ons hierso by die eintlike teksgedeelte. Al daai was 'n inleiding, nou begin die preek. Ek trek julle been. Psalm 81, kom saam met my sin toe. Psalm 81. Ons teksgedeelte vir vandag gaan ons gaan nou hierso uitkom. Jubel tot eer van God ons sterkte. Juig tot eer van die God van Jakob. Hef aan 'n lied en laat die tamboerijn klink, die lieflike siter saam met die harp. Blaas die bassein op nuwe maan, op volmaan vir ons feesdag. Dit is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van die God van Jakob. Hy het dit ingestel as getuienis in Josef toe. Hy uitgetrek het teen Egipteland. God het uitgetrek teen Egipteland. Israel het nie 'n muitery begin, 'n ander oplossing probeer kry nie. God het vir hulle gesien, ek het my volk se ellende, het ek gesien, ek het hulle jammerklagte gehoor, ek het my oor hulle ontferm en ek het hulle kom haal. En God het wat gedoen? Hy het die nek van Egipte het hy gebreek, het hulle rug gebreek. Elke een van hulle verskillende afgode was gewys as 'n nul op 'n kontrak. Impotent, kan niks reg kry nie, magteloos, net God is die enigste een wat kan staan. Hy bewys dit. En hy red vir Israel op 2 fronte, 2 verskillende fronte. Die eerste plek is vanuit 'n godsdienstige perspektief. Daai is nie 'n God wat jou enigstens kan help nie. Jy kan nie buig voor Hathor of Hekt of Knoem of Osiris of Imhotep of enige een van daai ander goeters. Buig daar en dink jy kry 'n antwoord. Nee,
God wys vir hulle, net hy is magtig. En die ander gedeelte waarvan hulle gered het, is die vrees van skaarsheid. Ek moet die hele tyd werk. Ek moet net aanhou werk. My eie hande moet vir my sorg. Want wat is dit wat Moses gesê was deur die farao? Toe die farao na hom toe gekom het en toe hy die farao genader het gesê dat hulle moet uittrek in die woestyn. Hy het gesê jy mag hulle nie laat Shabbat nie. Gaan werk, julle is lui. Dis 'n vrees vir skaarsheid wat Egipte beetgepak het. Ons het nie genoeg nie. Ons moet harder werk, want net nou gaan ons krepeer, ons gaan omkom. Asseblief, ons moet net aanhou werk, en hulle het werk, hulle afgod oopgemaak op 'n manier. God red hulle uit albei daai goed, want hulle sien die gode beteken dan niks. Hulle sien hulle kan niks. Die songod, Ra, word heeltemal verduister. Hy kan niks bereik nie, kan niks. Imhotep en die ander naam, ek dink sy naam is Sekhmet, wat hulle die gode is wat hulle kan genees. Mense het swere op hulle liggaam en hulle kan nie gesond word nie. Daai ouens beteken dan niks. Maar God red ook vir hulle uit deur hom vir hulle in die woestyn. God neem vir Israel in die woestyn in en hy sorg vir hulle tree vir tree, stap vir stap die hele tyd. En hulle kom by 'n sekere plek en hulle sê, maar daar is niks water hier nie. Ons gaan net krepeer van ellende. Alles gaan net skeefloop. En Moses op instruksie van die Here tel 'n stok op en hy slaan die klip en dit is by 'n plek genaamd Meriba. En skielik is daar water in die woestyn. Hulle het gedink dat 'n oplossing is, keer terug na Egipte. Hulle het gedink dat 'n oplossing is, graue put hierso en kry miskien water vir my, maar ek weet nou nie hierso van die ander miljoen mense wat hier is nie. Hulle het gedink aan al die verskillende goeders en God het vir hulle gewys, ek is jou bron, ek is jou oplossing. In die nood het jy geroep, ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder, ek het jou getoets by die waters van Meriba. Hoor my volk, ek wil jou dit tog inskerp. Israel, as jy tog na my wou luister, dan mag by jou geen vreemde God wees nie, voor 'n uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Dit praat van die afgoderry. Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipte land. Dit praat van sy heerskappy. En dan die volgende stuk, maak jou mond wyd oop dat ek dit vul. En as die Psalm daar geëindig het, dan sal dit eindig op by die hoogtepunt en almal voel net fantasties, wonderlik, maar die Psalm gaan 'n klein stukkie verder. Goeieste. Vers 12, my volk het na my stem nie geluister nie, Israel was vir my nie gewillig nie. Ek het hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ag, as my volk maar na my wou luister, Israel in my weë wou wandel, gou sou ek hulle vyande onderwerp en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring, en met heuning uit die rots sou ek jou versadig. Dit eindig op so 'n laagtepunt, dat die hoop is daar gewees, dat God die goed sou gee, maar Israel het geweier. Wat gebeur met antitypiese Israel? Wat gebeur met ons? Wanneer ons om ons kyk en ons sien probleme, wat is my oplossing? Wanneer ons kyk na die wêreld en ons sien skaarsheid, wat maak ons? Ek moet gou hierso opgaan, ek moet daai. Wat skarrel rond desperaat, ek gaan 'n tweede werk, ek gaan 'n derde werk, ek gaan 'n vierde ding, ek gaan probeer om passiewe inkomste vir my te bou op een of ander manier. Ek verstaan nog steeds nie waar dit in die Bybel van passiewe inkomste. Dis 'n aparte gesprek. Ek weet iemand gaan na die tyd vir my nou kom vertel. Ek kan vir jou vertel. Ek wil nie hoor nie. Die punt van hierdie boodskap vandag, die punt van laat ons mond wyd oop maak dat die Here dit kan vul. Hy het beloof, hy sal vir ons sorg. En ons gaan elkeen, of ons nou gedink het dat Amerika is 'n antwoord of nie. Daar's dalk niemand hier wat gedink het dat Amerika is 'n antwoord en niemand hier het gedink hulle gaan aansoek doen vir vlugtelingstatus nie. Wonderlik as dit die geval is. Maar ons gaan elkeen gekonfronteer word met skaarsheid. Ons gaan gekonfronteer word met probleme
en met uitdagings. En wat ons moet doen is om ons te wend tot God met die volle vertroue. Hy het gesê hy sal sorg en hy sal. Maak jou mond wyd oop sodat hy dit kan vul. Ek gaan gou vir julle 'n verhaal vertel en julle dalk al hierheen voorheen gehoor. Stop my as julle hierheen ken. George Muller was 'n Duitser, Georg Muller. Hy was 'n Duitser wat 'n las op die hart gehad het, juis vir kinders waar hy in Bristol gewerk het. Ek is seker ek het hier al voorheen van die kansel afgedeel. Ek deel dit weer graagte. Hy vind homself in Engeland en daar is kinders oralster, klein kinders wat net gebruik word in die myne, want dit is maklik vir hulle om te buk en in daai klein gaatjies dan in te kom wat die ou ooms nie kan doen nie. En die knieë wil nie meer saamwerk nie. Hulle stuur hulle daar so in. Hulle werk in die steenkoolmyne en hulle werk dan ook in die verskillende winkels, spesifiek fabrieke, spesifiek in tekstielwinkels, want dit is maklik vir hulle vingers om met die garing en dinge te werk wat daar binnekant was. So daai werk het hulle gedoen en kinders het op strepe net verdwyn. Gaan in die myne en kom nooit terug nie. Hulle is almal uitgehonger. Dis slawearbeid van die ergste graad, die heel ergste. George Muller sê is dat hy gaan 'n plan maak. Hy het nou nie baie geld om hierdie ding te doen nie, maar hy ken hierdie vers wat sê: Ek is die Here jou God wat jou gelei het uit Egipte land, van waar daar ander gode is en jy die heeltyd 'n vrees het vir skaarsheid. Nee, hy het ons gelei uit albei daai goeters, vrees vir skaarsheid en dat ek nou nie vir God te luister nie. Beide daai goeters word ons verlos. Maak jou mond wyd oop dat ek dit kan vul. En hy sê: Goed Here, ek gaan nie vat op u woord. Hy was alleen was hy verantwoordelik daarvoor dat 10,000 kinders, dit word geskat. Ek het eintlik 'n foto hiervan, maar dit gaan my te lank vat om hierdie ding aan te skakel. 10,000 kinders is deur sy hande, deur daai kinderhuise, wat hulle gered word van die fabriek, gered word van die myne, gered word van 'n gewisse dood sonder God. Leer hy vir hulle wat die waarheid is van die God wat lief is vir hulle. En hulle sien self met hulle eie oë hoe gebed die wêreld verander. Hy het nooit kom staan in 'n kerk en gesê, kan ons asseblief geld kry vir die nie? Nooit. Hy het nooit briewe uitgestuur vir mense, vra asseblief vir skenkings nie. Hy het gebid. Hy het gebid. En die eendag staan hy daar so voor die kinders en daar's 300 van hulle in die kinderhuis en daar's nie 'n krieseltjie kos daar binnekant nie. En hy sê vir die kinders, goed, pak die borde uit en kom ons bid, Here, vir dit wat ons nou ontvang. Ons sê vir u baie dankie. En daar's 'n klop aan die deur en sê, meneer Muller, ek het net tot sterk op die hart gevoel dat ek vir jou hierdie brood moet bring. Ek het brood gebring vir dit. Daar was genoeg brood vir elke kind om 'n lekker dik sny te kry. En net soos daai persoon geklop het aan die deur, toe was daar nog 'n klop aan die deur en gesê, meneer Muller, ek is die melkman. Maar my wa het nou net gebreek, hier so reg voor die plek. Ek moet van die melk ontslaa raak, stel die belang. En hy sê, ja asseblief. Melk en brood vir die kinders gegee. Daai dag. Daar was niks. En toe was daar volop. Mag dit so wees, dat elke een van ons ook 'n verhaal soos hierdie kan vertel. Dat ek het gekyk na hierdie omstandighede en dit is hopeloos. Daar's niks. Ek kyk na daai groot afgrond hier binne in Mediclinic Bloemfontein van die 8ste verdieping en ek dink swaartekrag is 'n oplossing. Dit mag wees, en dan sê ek nee, en ek stap terug van daai rand af. Ek stap terug van daai lip af en ek sê daar, maar my God het gesê dat hy het my gered uit Egipte land. Hy sal vir my voorsien. Maak jou mond wyd oop dat ek dit kan vul. Mag dit so wees dat ons elkeen dit doen. God is getrou. Hy is ons enigste antwoord. Amen.